Vriende, 'n hartlike goeiemôre van my kant af. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om vanoggend op hierdie wyse saam met jou rondom die Here se woord stil te word. Dis werklik 'n voorreg. Ons het met die kerkraad gepraat en uiteindelik as leraars voorgestel dat ons op hierdie wyse die eredienste gaan inrig gedurende die vakansietyd. Dit is so dat 'n klomp van ons lidmate bietjie met verlof is. Soos ons weet, Vredendal versit amper na Strandfontein toe in hierdie dae. Maar nietemin is dit wonderlik dat ons op hierdie wyse kan voortgaan met ons bediening, kan voortgaan om uiteindelik rondom die Here se woord stil te word en om dan natuurlik uiteindelik as leraars ook 'n bietjie tyd te hê om saam met ons gesinne en families tyd deur te bring. My gebed is dat ons in ons saamwees regtig die Here se teenwoordigheid steeds sal beleef en ja, dat waar sal word wat die Here tog in sy woord vir ons sê, dat waar 2 of meer in sy naam saam is, daar is hy self teenwoordig. Nou, eerskomende donderdag is Kersfees, moet ek sê die 25ste. Kersdag se erediens gaan hier in die kerk gehou word om 9 uur. Dis 'n geleentheid waar families en vriende saamkom en regtig saam stil word in die Here se teenwoordigheid. En ek wil jou regtig uitnooi na dit toe. Bring jou familie saam, bring jou kuiermense saam en kom word saam met ons stil in die Here se teenwoordigheid. Ek gaan ook nou net vir jou wys die roebuster of die programmetjie, soos wat ons hom uitgegee het ook op die gemeentegroep, net dat jy jou kan vergewis van hoe die eredienste gaan plaasvind. Maar die heel belangrikste is dat Kersdag, donderdag se diens hier in persoon in die kerkgebou gaan wees. Maar kyk gou vir 'n oomblik na hierdie program soos ons dit ingeruim het. Nou ja, met dit gesê, vanoggend is die 21ste Desember. Terwille van ons kinders, ons jongmaats, julle sal sien, ons het 4 kersse, ons 4 adventkersse wat brand vandag. Dit beteken dat daar nog 1 kers, die middelste kers is, wat ons donderdagoggend gaan aansteek met Kersfees. Die Christuskers. Die kers wat die simbool is van Jesus se geboorte, van God by ons, van die een oor wie dit werklik gaan. Ek onthou as kinders, ek het dit nou die dag ook in 'n erediens genoem. As kinders het ons so 'n karton gehad met datums op van 1 Desember tot 25 Desember en elke dag kon jy 'n blaadjie oopmaak, 'n karton ombuig en daar was 'n lekkertjie of 'n ietsie snaaks en op die manier het jy letterlik die dae afgetel na Kersfees toe. Nee, nie dat ons dit regtig nodig gehad het nie, die opgewondenheid was daar. Met die adventkerse deel ons iets van die tradisie van die ou vroeë kerk wat met afwagting die koms van Jesus verwag. En daarom vanoggend ons tweede laaste kers wat brand. En donderdagoggend steek ons die laaste een aan. Vriende, op daardie noot wil ek vir jou opnuut weer welkom sê. Mag jy God se teenwoordigheid beleef vanoggend, wanneer hy ook vir my en vir jou sê, genade en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Nou, ons het nie vooraf sang soos wat ons gebruiklik in die erediens sou gehad het nie, maar ek wil jou uitnooi, kom sing saam met my of kom luister saam met my na die pragtige lied nommer 345. Kom ons sing dit heerlik saam.
Ek hoop dat jy ook deur hierdie lied begelei is om regtig in die stemming van Kersfees te kom. Kersfees is iets van 'n eienaardige tyd. As jy by jou huis is en jy ontvang mense, is dit 'n besige tyd. As jy op pad is na mense toe, is dit 'n bedrywigheid op die paaie. En weet jy wat, op 'n manier so in die geharwar, wonder ek partymal of iets van die vreugde, iets van die vrede van Kersfees nie dalk by ons verbygaan nie. Ek hoop dat die lied jou daarin begelei het. Maar kom dan bid ek vir ons, dan word ons saam stil in die Here se teenwoordigheid. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here vir die voorreg wat ons het om vanoggend so saam te wees. Dankie Here dat ons lewe met die wonderlike belofte dat U hier by ons is. Dankie Here vir die tegnologie wat ons vandag help om uiteindelik hierdie erediens te bring na daar waar mense is. Here, U is vir ons oneindig goed. Ons sien uit daarna om in U teenwoordigheid te wees, om U woord te lees. Ek bid dat U dit vir ons sal seën. Amen. Vriende, Kersfees is tradisioneel 'n tyd van opgewondenheid. Of dit nou vir kinders is en of dit vir groot mense is, Kersfees is sinoniem met 'n stukkie afwagting. Ek het as kind altyd gedink Kersfees is die wonderlikste tyd vir 'n kind. Dis vakansie, jy het 'n bietjie 'n breek van jou normale roetine by die skool en al die dinge. En toe later toe ons ouer word en ek my eie kinders het, toe besef ek maar ook as 'n ouer kry Kersfees 'n soort van 'n nuwe dinamika, 'n nuwe opgewondenheid. En dit is asof 'n mens saam met die kinders weer opgewonde raak as jy by die Kersboom sit. Of as jy die voorreg het om as familie en vriende uiteindelik saam te kuier, sommer net so saam te wees. Tog het ek deur die jare ook besef dat Kersfees nie vir almal 'n tyd van opgewondenheid is nie. En helaas, terwyl ek met my voorbereiding besig was, het ek sommer teruggedink aan die Kersfeeste wat ons by my ouers gehad het. Nou dat pa nie meer daar is nie, is 'n mens tog rondom Kersfees intens diep bewus daarvan. Ek het gedink aan die wonderlike Kersfeeste wat ons gehad het op Jagleegte by Rentjie se ouers. Nou dat hulle nie meer daar is nie, nou besef 'n mens hoe kosbaar daardie tye was om so saam te kuier, mekaar weer te sien, ou stories met mekaar te deel en op te vang wat in die loop van die jaar gebeur het. Daarom wil ek in 'n oomblik tog dink saam met jou aan almal vir wie Kersfees dalk nie so 'n tyd van opgewondenheid is nie. Wat dalk juis in hierdie tye herinner word aan 'n verlies wat gelei is van iemand van wie afskeid geneem is. Mag ons in ons opgewondenheid nooit vergeet dat daar mense is wat tog met 'n stuk hartseer met hulle saamdra, ook in 'n tyd soos hierdie nie. Die gedeelte wat ons vanoggend uit die Here se woord gaan saamlees, is 'n bekende gedeelte. Bekende gedeelte daar in Matteus 2. Nou, ek het sopas gesê dat Kersfees is sinoniem met opgewondenheid, met vreugde, met blydskap vir baie mense. Ek wil my verstout om te sê dalk vir meeste mense. En dan is daar ook die wat ons sopas gesê het vir wie Kersfees dalk nie so 'n wonderlike tyd is nie. Ja, iets wat ons miskien ook in ag moet neem, is dat ons sien gewoonlik met groot opgewondenheid uit na die Kersboom, na die ete. En dan besef 'n mens dat daar ook so baie mense is wat nie die oorvloed het wat ons dalk het nie. Vir wie Kersfees eintlik 'n herinnering is van hoe min hulle het, van hoe min vreugde daar in hulle lewens oor is.
Nou, die teksgedeelte speel so 'n bietjie op daardie lyn. Want wanneer die sterrekykers in Jerusalem aankom, dan is hulle daar met 'n opgewondenheid. Maar die boodskap of die vraag wat hulle vra, skep geen blydskap en opgewondenheid by Herodes en by die inwoners van Jerusalem nie. Kom ek lees vir ons. Matteus 2, ons lees daar van vers 1 af. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskryf. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons lees net tot sover. Vriende, die gedagte van Jesus se geboorte, wil 'n mens ons eintlik sê, moet vir alle mense ontsaglike goeie nuus wees. Die gedagte dat 'n verlosser vir die mensdom gebore is. Want sien, dis nogal verskriklik belangrik dat ek en jy so hier op die vooraand van Kersfees sal onthou dat ons opgewondenheid nie net gaan oor 'n babietjie in 'n krippie nie. Ons leef in 'n tyd waar daar groot opgewondenheid is oor babietjies. En dit is reg so. Met die geboorte van elkeen van ons 3 kinders was dit vir my merkwaardig en ongelooflik en aangrypend en ja, ek het amper nie genoeg Afrikaanse woorde om dit te beskryf. Maar met baba Jesus is sy geboorte, die opdaag by die krib, deur die oë van Josef en Maria, deur die oë van die skaapwagters, deur die oë van die sterrekykers, eintlik maar 'n klein deeltjie van die opgewondenheid. Want hoewel ons eintlik nooit 'n kruis en 'n Golgotha en 'n Getsemane op 'n Kerskaartjie sien nie, is die geboorte van Jesus maar net die begin. Dis wanneer hy aan die kruis sterf met die woorde: dit is volbring,
Wanneer hy uit die dood opstaan en vir sy disippels sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan het, kom ek terug en sal julle na my toe neem. Dis eintlik waar ons opgewondenheid in sy oortreffende trap beleef word. Nou die evangelie van Matteus en die evangelie van Lukas doen die meeste moeite om vir ons te vertel wat by Jesus se geboorte gebeur het. Ons het die wonderlike geleentheid om deur die oë van Josef en Maria te kyk, om deur die oë van die skaapwagters te kyk, om deur die oë van die sterrekykers te kyk. En vriende, dit is net so dat met hierdie kyk na die kindjie in die krib, dan kom daar in ons hierdie lied op wat sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Die ironie van Kersfees is dat die vreugde en die blydskap nie by alle mense lê nie. Trouwens, die wêreld het van Kersfees maar 'n kommersiële geleentheid gemaak. Ek dink dit was hier by Oktober maand rond, wat die eerste Kersversierings in die winkels begin pryk het. En kom ek wees nou maar die pretbederwer, jy kan maar saam met my kyk en die kinders veral, as ons Kersdag gaan haal, sonder die eerste TV-advertensie wat gemik is op terugskool toe, op penne en potlode en boeke en tasse en waterbotteltjies en kosblikke, gaan ons gelukkig wees. Maar verseker, voor die einde van die jaar, voor 31 Desember, sal ons gebombardeer word met terugskool toe boodskappe. Dis wat Kersfees vir die wêreld is. 'n Kommersiële fees. 'n Tyd van spanning. Herodes, ironies genoeg, Herodes het geen opgewondenheid by die aankondiging van hierdie babietjie in 'n krib nie. As 'n Romeinse keiser is die streek van Judea aan hom toegesê. Die Romeinse ryk het op so 'n manier gefunksioneer dat 'n keiser oor 'n bepaalde landstreek geheers het, en om hom te help met die heerskappy was daar 'n regering onder hom, en veral belangrik, daar was 'n paar afdelings soldate wat aan hom toegewys was. Sy opdrag was om wet en orde te handhaaf. Sy opdrag was om te verseker dat daar vrede in die ryk is. En as jy dit nou weet, dan sal jy verstaan wanneer Matteus skrywe, toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hoekom? Want hier is 'n nuwe koning. 'n Koning vir die Jode wat op daardie stadium in Judea, die deel waar hy onder andere heerskappy moes voer, geleef het. Dit is 'n ontsettende, ontstellende boodskap. Hier kom 'n onrus. En sy grootste vrees is dat die boodskap in Rome sal uitkom, dat hy nie sy landstreek reg kan regeer en vrede en harmonie kan verseker nie. Jy sou later in die evangelies lees hoe dat die familiehoofde en die
Fariseërs en die skrifgeleerdes telkens na die Romeinse keiser toe gebeur het, onder andere na Pontius Pilatus toe gebeur het en gesê het, hierdie Jesus veroorsaak onrustigheid. Hy's in gevaar vir die politieke vrede wat jy so nodig het in hierdie streek. Die baba Jesus is vir Herodes niks anders nie as 'n pretbederwer. Vriende, benewens die kommersiële inspuiting wat kom met Kersfees, hoe praat die wêreld oor God? Het jy al opgelet? My belewenis, en terwyl ek voorberei het ek daaroor nagedink, my belewenis van die ongelowige wêreld is dat daar geen opgewondenheid is oor Jesus of oor God nie. Trouwens, wanneer daar nog oor God of oor Jesus gepraat word in die wêreld, is dit meer dikwels om Jesus in die beskuldigde bank te plaas, om God aanspreeklik te hou vir natuurrampe, vir teëspoed, vir die slegte dinge wat gebeur, soos nou onlangs weer in Australië. God is vir die wêreld nie belangrik nie, behalwe as hulle hom kan uitkruit as die een wat slegte dinge laat gebeur, as die een wat mense straf en onskuldige mense soms laat swaar kry. Dis ons as gelowiges wat besef dat die baba Jesus in 'n krib 'n verlosser aan 'n kruis sal word. 'n Verlosser wat uiteindelik vir my en vir jou op die plek bring, in die potensiaal inbring, waar ons die ewige lewe as geskenk van God kan ontvang. Dis hierdie baba Jesus wat vir my en vir jou mede-erfgename maak van die heerlikheid van God. En dis waarom ons saam met die sterrekykers en die skaapwagters en Josef en Maria opgewonde kan wees. Ek onthou jare gelede, ek herinner my dat ek by geleentheid al vir julle daarvan vertel het. Jare gelede, voor die tyd van SMS'e en e-posse, het families, het vriende vir mekaar kerskaartjies gestuur. Nou hierdie kerskaartjies het jy gewoonlik in 'n pak van 5 of van 10 gekoop en dit het verskillende uitbeeldings gehad van Kersfees. En ek onthou veral toe ons destyds nog in Oudtshoorn gebly het, baie jare gelede, sou ons 'n touwtjie iewers naby die kersboom gespan het. En dan het male sulke, dit was nie heeltemal 'n wasgoed pennetjie nie, maar dit was so 'n pennetjie wat aan die touwtjie gehang het. Jy het die touwtjie deur hom geryg van so 'n Kersvader uitbeeldingkie en dan kon jy die kaartjies in dit insteek, amper soos 'n skuifspeld. So langs die kersboom was hier die verskillende kerskaartjies wat ons van familie en vriende ontvang het. Die pragtigste uitbeeldings van 'n kersboom met balletjies op of liggies en sneeu, asof jy in Oudtshoorn regtig geweet het wat is sneeu. Tensy jy, soos ek daarom die voorreg gehad het, om in die Swartberge in die sneeu te gaan speel. En daar was hierdie tonele van 'n stal met diere, hierdie vreedsame beeld. Daar was 'n uitbeelding van die skaapwagters in die veld met die engele. Nooit, nie sover ek kon onthou, was daar ergens op 'n kerskaartjie 'n kruis nie. Nêrens.
Nêrens was daar 'n Golgotha of 'n Getsemane nie. Nêrens was daar 'n tuingraf met 'n klip wat of voor die ingang of weggerol was nie. Want sien, ons wil nie Kersfees in 'n hartseer fees maak nie. Ons wil nie herinner word aan dit wat Jesus uiteindelik kom doen het nie. Maar vriende, juis daarin lê ons werklike vreugde. Herodes vrees die baba Jesus. Trouwens, wanneer hy vir die sterrekykers vra in die geheim, sê vers 7, wanneer hy vir hulle vra om tog te gaan ondersoek doen en terug te rapporteer, omdat hy ook aan hierdie koning hulde wil bewys, dan is dit hoegenaamd nie sy intensie nie. Inteendeel, as ons 'n bietjie verder sou lees ons daar in vers 16, dat hierdie selfde Herodes opdrag gee, dat die seentjies tot en met ouderdom 2 jaar in die Bethlehem omgewing doodgemaak moet word. Hierdie Jesus is vir hom 'n bedreiging. Vriende, hierdie Jesus is vir die ongelowige wêreld 'n bedreiging. Ons wat weet, om 3 keer Du Plessis aan te haal, ons wat weet dat die antwoord vir die samelewing van vandag, die baba Jesus in die krib, die verlosser aan die kruis is. Dit bring my by die tweede punt van hierdie teks. As ek en jy die vreugde van Kersfees beleef, oor dit waaroor dit werklik gaan, eer aan God in die hoogste hemel, ons verlosser is gebore, dan kan ons nie stil bly nie. Wat doen die skaapwagters in die Lukas teks? Die skaapwagters gaan uit die veld uit, wanneer die engele vir hulle die boodskap bring, gaan hulle dadelik Bethlehem toe. En dan lees ons dat hulle sê, hulle gaan daarvan af weg, vol vreugde en blydskap, en vertel vir almal van dit wat hulle beleef het. Hierdie sterrekykers getuig oor dit wat hulle gesien het, hierdie ster. Dit was nie maar toevallig dat hulle in Jerusalem beland het nie. Die ster het hulle doelbewus daarheen gelei, want God wil die koms van sy seun aankondig. Die Lukas evangelie maak baie van Johannes die Doper. Johannes wat Jesus se voorloper was. Johannes wat gesê het, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, gaan julle met die Heilige Gees doop. God maak seker dat die wêreld weet, Jesus is gebore. Nie in pragt en praal nie, maar hy maak seker, die wêreld weet dit. Vriende, vanoggend is ek oortuig daarvan, die wêreld moet weet van Jesus. Die wêreld moet weet dat my en jou verlosser gebore is. Die wêreld moet weet dat in Christus Jesus God vir ons lief is, vir ons omgee, vir ons sorg. Die wêreld moet weet dat in 'n babietjie in 'n krib niks en niemand en geen omstandighede ons uit God se hand kan ruk nie. En daarom wil ek vir jou vra, in hierdie tyd wat ons so graag vir mekaar sê, geseënde Kersfees. Geseënde Kersfees. Wat sê ons eintlik? Ja, vir gelowiges herinner ons dalk met hierdie woorde dat dit gaan oor Jesus. Maar wat sê ons eintlik vir die ongelowige wêreld?
Lekker eet? Lekker kuier? Geniet julle geskenke? Koop nou, worry later? Het dit nie miskien tyd geword dat ek en jy, soos die skaapwagters, soos die sterrekykers, begin praat oor dit waaroor ons werklik opgewonde is? In steede van daar by die til of vir die een wat jou pakkies dra of vir 'n familielid of vir 'n kollega net sê geseënde Kersfees, het dit nie dalk tyd geword dat ons net 'n oomblik stil staan en sê, ek hoop dat jy Christus in hierdie Kerstyd sal beleef. Ek hoop dat jy saam met my opgewonde sal wees by die wete dat Jesus, my en jou verlosser, gebore is. Vriende, dis waaroor Kersfees gaan. Dis die werklike boodskap van Kersfees. Op 'n manier het ons vasgehaak hier in vers 12. Ons het vasgehaak by die geskenke. Ons het vasgehaak by ons eie vreugde. Terwyl 'n wêreld daar buite God nodig het. En kan ek maar sê, weer wanhoopig gryp na eet en drink en koop en vakansie hou en uitspattig leef. Ons as gelowiges het die antwoord. 'n baba in 'n krib, 'n verlosser aan 'n kruis. Dis die boodskap van Kersfees. En dis die boodskap wat moet uitkom vir 2026. Want 2026 lê vol 'n klomp uitdagings voor ons. Ek en jy kan so naïef saam met die res van die wêreld dink dat tussen 31 Desember 2025 en 1 Januarie 2026 daar nou skielik iets misterieus moet gebeur. Omdat op New Yorkplein 'n horlosie slaan of omdat 'n klokkespel in die St. Pieters kathedraal afspeel. Of omdat vuurwerke op Strandfontein skiet. Kerkproppe in sitkamers geskiet word. Die waarheid is, 'n verlore wêreld het 'n Christuskind nodig. Jesus, die Here. Dit is die boodskap wat ek en jy het om te kan verkondig. En watter beter tyd as nou, as hierdie tyd. Watter beter tyd as nou, deur net in steede van af te rammel, geseënde Kersfees, 'n oomblik te neem en te sê, waarlik, die verlosser van die wêreld is gebore. Ere aan God in die hoogste hemel. Ek het maar een gebed vir ons as gelowiges. Dat ons hierdie Kerstyd sal tegemoet gaan met hierdie boodskap. So getrou as wat die sterrekykers eers in Jerusalem en daarna uiteindelik tot in Bethlehem hierdie ster gevolg het om die boodskap te bring, die koning is gebore. Mag ek en jy ook die boodskap bring. Die koning
is gebore. Jesus, die verlosser van almal. Mag ons met vrymoedigheid gaan getuig aan elkeen wat wil hoor. Ons is diep opgewonde oor 'n baba in 'n krib. Ons is diep opgewonde oor 'n verlosser aan 'n kruis, 'n leë graf, 'n Here wat aan die regterhand van sy Pa sit, wat pleit vir ons. Dit is die boodskap van Kersfees. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here dat U woord vanoggend in die eenvoud van hierdie verhaal dit vir ons kom duidelik maak die geweldige geleentheid wat ons het om oor U te praat. Ja, Here, juist nou in 'n tyd wat die wêreld saam wil Kersfees hou. Gelowiges en ongelowiges het ons die kans om vir die wêreld te sê waaroor ons werklik opgewonde is. En daarom is dit die gebed van my hart, Here, gee vir ons die vrymoedigheid om teenoor elkeen wat ons pad kruis te bely. Nie net geseënde Kersfees nie, 'n geseënde Christusfees. Mag hierdie babietjie in die krib ook jou verlosser wees. Laat ons nie langer stil bly nie, Here, maar laat ons met vrymoedigheid praat oor U liefde, oor U genade. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 'n lied, pragtige lied 353. Jy kan dit luister, jy kan saam sing, 'n lied wat getuig die Heiland is gebore. Ek herinner jou, donderdagoggend 9uur hier in die kerkgebou gaan ons die Kersdiens hê. Nooi jou familie, nooi jou vriende. Daar is nie iets soos ek het nie kerkklere nie. Jy kom met wat jy het en kom deel in die wonderlike voorreg van Kersfees. Kom ons sluit af met hierdie lied. Van David wordt
ontvang nou die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.